wat hom geken het. En vir wie oom Johan 'n verskil gemaak het in elke een van ons se lewens. En daarom wil ek begin dat ons so 'n bietjie terugdink oor die herinneringe wat ons met oom Johan gehad het. Die familie het gevra dat ons sal begin met 'n slideshow. So kom ons kyk na die herinneringe saam met mekaar.
Tannie Tilly, familie, ons word getroos met die woorde, die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses, hy troos die wat hartseer is, en is naby aan die wat alleen voel. Jesus beloof selfs vir sy disippels, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort van die wêreld nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Here, wanneer ons in so omstandighede bymekaar kom, om afskeid te neem van 'n geliefde, dan ja, Here, ons harte is seer. Ons gemoed is swaar. Maar Here, ons harte loop ook oor van herinnering. En daarvan kon hierdie slideshow nou kom getuig. Van herinneringe saam met geliefdes. Maar Here, my gebed is dat U elkeen van ons sal kom help, dat U vir ons sal vrede gee. Die vrede wat net van U afkom. Amen. 'n Oggend soos hierdie hou ons 'n diens omdat ons graag wil kom afskeid neem van 'n geliefde. Maar ons kom doen dit juis omdat ons bymekaar wil kom rondom God se woord. En omdat God se woord vir ons kom lig gee. Maar ook vir ons kom lig gee oor die werklikheid van die dood. Dit is 'n werklikheid wat elke een van ons in die gesig kom staar vanoggend. Dat ons dit opnuut aan elkeen van ons se lywe kom voel met die afsterwe van oom Johan. Maar die woord kom troos ons, maar die woord kom waarsku ook vir ons. En die woord kom nooi elkeen van ons uit om regtig te kom aansit in God se teenwoordigheid. Maar die Here kom bring ook vir ons hier saam om getroos te word met die afsterwe van 'n geliefde. 'n Geliefde pa, 'n geliefde oupa, 'n geliefde broer en 'n geliefde vriend. En waar anders kan ek en jy vanoggend kom troos kry as om in God se woord te kom saamlees. Maar dan wonder ek of ek en jy besef wat 'n voorreg dit is vir elke een van ons om op hierdie oomblik soos hierdie God se woord te hê. As dit oor die dood gaan, is 'n mens bietjie sprakeloos. Ons weet nie regtig wat om vir mekaar te sê of hoe om vir mekaar te troos nie. Ons voel op 'n manier magteloos. Ons weet nie regtig wat om in hierdie situasie te doen. Maar iets wat regtig vir ons sin kan gee in hierdie situasie is om na God se woord te kyk. Want God is 'n lewende God wat vandag nog met elkeen van ons praat. En ek wil graag saam met mekaar lees uit Filippense 1 vers 20 tot 24 waar Paulus vir ons so 'n bietjie lig op die onderwerp kom gee. Paulus skryf: "Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins, maar as my liggaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verre weg die beste. Aan die ander kant
is dit ter wille van julle noodsaaklikheid dat ek liggaamlik hier bly. Ons is vanoggend hier om die werklikheid van die dood, van 'n geliefde, hier by mekaar te wees. Ek sê werklikheid van die dood, want die dood is vir elke een van ons wat hier sit, 'n werklikheid. Maar ons hou nie baie daarvan om oor die dood te praat nie. Maar die dood bly 'n feit. Dit is die een poort waardeur elke een van ons moet gaan. Tensy ek en jy leef tot wanneer Jesus ons weer kom ontmoet by die wederkoms. En die dood is onlosmaaklik deel van elke een van ons se lewe. Want die lewe is maar verganklik. En is deel van ons brose bestaan. Ons praat baie maklik oor die land van die lewendes. En iemand het geskryf, "This world is the world of the dying. The next is the land of the living." Ons almal hier, wat vanoggend hier sit, is inderdaad sterflinge. Ons is sterwend en ons weet nie wanneer die proses voltooi gaan word nie. En vir Paulus, wat hierdie brief skryf, was die dood ook 'n werklikheid. Hy het voortdurend in die skaduwee van die dood geleef. Sy lewe was bedreig, hy's vervolg, hy selfs in die tronk gegooi. En daar in die tronk het hy die werklikheid van die dood in die gesig gestaan. En daarom kon hy hierdie radikale uitsprake lewer. Om te sê, om te sterwe is vir my 'n wins. En vir oom Johan was die dood ook 'n werklikheid. Hy het selfs geliefdes aan die dood afgestaan. En wat vir my so mooi was toe ek na die gesin toe gaan het om te gaan gesels oor vanoggend, kom Melissa met oupa se Bybel en sê, hier is oupa se Bybel, 'n belydenis van dat hy Jesus geken het. En sy maak oop by 1 Konings 17, daardie bekende verhaal van Elia wat tuis gegaan het by die weduwee. En hierdie weduwee wat vir Elia so mooi versorg, vir hom water gee, vir hom kos gee, naderhand word die kos op, maar hulle het 'n vaste versekering dat God sal voorsien. Maar dan gebeur die angswekkende in daardie verhaal, dat hierdie weduwee se kind tot sterwe kom. En sy is op die oomblik kwaad vir hierdie Elia, hierdie man van God, wat sy gasvry ontvang het. En hier sterf haar kind. En Elia gaan buig oor daardie kind in die bokkamer. En hy bid tot God. En God genees. God gee lewe. Want is ook God wat lewe gee, maar wat ook lewe neem. En dan die opmerklike van daardie Bybel van oom Johannes, dat hy kantopmerkings gemaak het. En hy skryf self, in sy eie handskrif, God heers self oor die dood. Hy is almagtig, glo net. Elkeen wat in God glo, gaan nie dood binne nie, maar lewe vir ewig. Loof God, want ons lewe is ewig by God. En dan skryf hy, lewe in volle afhanklikheid van die Here, hy sorg vir sy kinders. Is dit nie 'n ongelooflike belydenis van oom Johan? Ek het nie oom Johan persoonlik geken nie, maar bloot om hierdie te lees in sy persoonlike Bybel,
maak dat ek hom ken. Omdat hy 'n kind van God is. Omdat hy geweet het, wie is sy voorsiener. Omdat hy geweet het, soos hy ook kan getuig saam met Paulus, om te sterwe, is vir my wins. Ek weet, waarheen ek gaan, na hierdie wêreld, of hierdie aardse lewe. Nou ja, Paulus skryf, sterwe is 'n wins, die dood is tot my voordeel. Ek wen in hierdie transaksie van die dood. En met respek gesê, skryf Paulus dit eerlik en opreg. Mense het dalk kon dink dat Paulus net predikantspraatjies maak, of dat hy net evangelisasiepraatjies maak, dat hy skryf van aangeplakte vroomheid. Maar ek en jy kan verseker wees vanoggend dat Paulus bedoel wat hy hier geskryf het. Dit is nie hals oor kop dat hy hierdie geskryf het nie. Ons sien wat hy hier sê is wel deurdag en oordink. Dis ook nie net 'n stuk teorie wat Paulus vir ons hier kom skryf in Filippense. Dit was Paulus se glashelder oortuiging en waarheid dat die dood te wins is. En net so glashelder oortuiging dit vir Paulus was dit ook vir hom Johan. Maar dan kan ons vir mekaar vra, maar wat bedoel Paulus wanneer hy hier skryf dat sterwe of om dood te gaan 'n wins is? Hy bedoel inderdaad dat dit baie voordelig vir ons is om dood te gaan. Maar hoekom sal die dood vir ons voordelig wees? Want mense sou 'n hele paar redes kom gee hoekom die dood vir ons voordelig kon wees. Vir Paulus bring die dood 'n einde aan lyding en stryd in hierdie wêreld. Ja, en vir elke opregte Christen beteken daar's 'n einde aan 'n gespot. Daar's 'n einde aan lyding op baie maniere. Maar vir Paulus was dit 'n einde aan fisiese lyding. Die dood bring ook vir die kind van God 'n einde aan 'n stryd teen sonde en onvolmaaktheid. Wanneer ek by die familie gaan kuier het ek intentioneel gevra, watse goeie dinge onthou julle van oupa, of van julle pa, of van julle eggenoot? En daar was baie om te sê. Hulle kon nie ophou praat oor die goeie dinge nie. Want ons probeer die goeie onthou. En ja, dan in dieselfde asem, dan sê hulle, ouma, oupa was streng. Oupa wou nie 2 keer wag nie, oupa wil nie 2 keer gepraat het nie. As oupa nou iets wou gedoen het, wou hy dit nou doen. En so kan ons van ons onvolmaaktheid ook praat. Ons elkeen is in 'n daaglikse stryd teen sonde, teen versoeking. Maar die dood, skryf Paulus, bring ook 'n heerlike beloning. 'n Heerlike beloning om saam met God te leef. Paulus skryf, wanneer hy doodgaan, gaan hy by Christus wees. En terloops kan ons hieraf duidelikheid kry of aflei, dat Christene, wanneer hulle tot sterwe kom, onmiddellik saam met Christus is. In Christus se teenwoordigheid is. En daarom kom vind ons vanoggend troos daarin, dat die dood ja 'n einde aan ons wêreldse lewe kom maak, 'n einde aan ons liggaamlike lewe kom maak, maar ons gees is saam met Christus. Ons wen
juis omdat ons saam met Christus wandel en vir ewig saam met hom loop. En daarom lê die troos ook daarin dat ons geliefde oom Johan ook nou saam met Jesus is. Hy het ook die heerlike beloning ontvang om saam met Christus te wees, om in Christus se teenwoordigheid te wees. Die hartseer, die lyding, die swaar kry is vir ewig verby. Maar dan aan die ander kant is dit ook baie duidelik dat nie alle mense rede het om uit te sien na die dood. Trouwens, vir baie mense is die dood 'n verskrikking, 'n angswekkende ding om oor te dink. 'n onvermydelike ontmoeting. Maar dan skryf Paulus, ons kry antwoord daarin die eerste helfte van die vers, om te lewe is vir my Christus. Paulus se lewe het daarom gedraai om vir Christus te verheerlik. Wat beteken dit vir my en jou om vir Christus te verheerlik? Hoekom verheerlik ons vir Christus? En dan kry ons die leidraad in Paulus se lewe en in sy briewe. Paulus leef uit die verlossing van Christus. Hy lewe omdat hy vir Christus geken het. En net so het oom Johan ook 'n nalatenskap in ons lewens gehad. Hy het 'n nalatenskap gebring bloot deur 'n Bybel wat kantopskrifte het. So ons oupa se eie storie kan hoor. Oupa se eie belydenis en getuienis hoe hy Christus verheerlik het. 'n Nalatenskap omdat oom Johan vir ons kom leer het van wie Christus in sy lewe was. ‘n belydenis dat hy sy kinders en sy kleinkinders grootgemaak het, volgens God se woord. En dan kry ons die einddoel en die sin van die lewe, dat Christus die middelpunt van ons lewe en ons bestaan is. Sy lewe was 'n offer vir Christus. En dan skryf hy so mooi, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Hierdie woorde is natuurlik van iemand wat Christus ten diepste geken het, wat 'n lewende verhouding met Christus gehad het. Maar dis ook 'n beskrywing van 'n ideaal as Christen vir sy lewensmotto. En dan die vraag vir elkeen van ons wat hier is, kan ons vanoggend sê, om te lewe is vir my Christus. Om te sterf is vir my 'n wins. Ken ons hom as ons verlosser, ons saligmaker? Is dit my en jou ideaal om vir Christus te leef in alles wat ons doen in hierdie wêreld? Is dit my en jou belang om ook 'n nalatenskap te los? Wat sou my en jou eerlike antwoord daarop wees? En is vanoggend nie dalk 'n gepaste tyd om daaroor na te dink? Die uitnodiging lê vir ons almal hierin. Die waarskuwing dat ons seker moet maak dat ons lewens draai om Christus. Dat ons voluit vir Christus sal leef. Want net as jy kan sê
om te lewe is vir my Christus, sal hy ook in aangesig van die dood kan sê, om te sterwe is vir my 'n wins. Amen. Kom ons luister na hierdie lied van Juanita Du Plessis en van Rowan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons Skepper en ons Verlosser, in wie se teenwoordigheid daar geen deernis en dood meer is. Ons aanbid U as die lewende God. Jesus, die opstanding en die lewe, wat die dood vir ewig en vir elke een van ons kom stry het. Kom oorwin het. Ons loof U naam vir die oorwinning oor die dood. Heilige Gees, gewer van die lewe, trooster vir die wat treur. Ons loof U naam vir die lig en die hoop van teenwoordigheid in ons harte. Voor U, heilige en drie-enige God, offer ons lof en aanbidding,
selfs in die aangesig van die dood en die graf. Lof en eer, roem en majesteit, wysheid en krag behoort aan U, vir nou en vir ewig. Amen. Ek wil die kleinkinders geleentheid gee om sommer so 'n bietjie van 'n huldeblyk aan oupa te gee, om iets oor oupa te kom vertel, en dan as hulle klaar vertel het, gaan ons nog 'n luisterlied saam mekaar luister. Liewe oupa. Oupa, ek mis oupa baie. My hart is seer vandat oupa weg is hemel toe. Dankie dat oupa altyd vir my roomskoot gekoop het as die karretjie gekom het. Ek sal nooit vergeet hoe oupa se oë blink as ek my roomsie kies nie. Dit was my gunsteling deel. Dankie vir al oupa se McDonald's elke dag, elke middag na skool en al my sweeties as ons winkel toe gegaan het. En al die geldjies wat oupa ooit vir my gegee het. Ek mis oupa se hallo my kind en sy groot drukkies en helder glimlag. En elke keer as oupa my geterg het. Mama sê, oupa is nou 'n stertjie in die hemel. So as ek in die aande opkyk, gaan ek vir oupa baai. Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. Markus 10:14. Ek weet en Jesus pas oupa nou op. Tot ek oupa weer sien. Ek is lief vir oupa tot by die maan en terug. Oupa se kleine ballakke. Oupa, ek staan hier in 'n hart wat in duisende stukkies gebreek is. Want ek weet nie hoe mens tot sien sê as jou hart glad nie gereed is nie. Hoe sê jy tot sien vir die mens wat altyd jou anker was? Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaan is van gees. Vanoggend voel ek daai vers uitlaat, want my hart is gebroken en my gees is verslaan. Vandag sê ons nie tot sien vir oupa nie. Ons sê tot sien vir my oggend en my aand. Ons sê tot sien vir my routine, veiligheid en liefde in sy suiwerste vorm. Want elke enkele dag het begin en geëindig met oupa se boodskappe. Môre my kind en lekker slaap lê. Nou is my foon stil oupa, en daar stilte is die hardste geluid wat ek nog ooit gehoor het. Dit spreek in die lys deur my bors deur elke asemhaling. Ek kyk steeds elke oggend eers na my voor, uitgeloop maar uitloop. Ek is seer verlange wat ek wil weggaan nie. En elke ontgaan my oorgemaak, maak ek my glimlag. Net vir ingeval die hemel self vir my het, en oupa dalk geen stuur. En elke keer breek my hart op nie, as ek besef, daar kan nooit weer een kom nie, nooit weer nie oupa. Oupa was my held, nie 'n superheld met 'n kerkie nie, nee. Oupa was beter. Oupa was die held wat opstaan vir sy mense dag na dag, jaar na jaar, maar op model, die een op wie ons altyd opgekryg. Oupa se waarde sit in my lig, oupa se liefde sit in my bloed. Nou kyk ek op, en die stoel waar oupa altyd gesit het is leeg. Die leemte wat oupa los is groter as wat ek in woorde kan sit. Niemand kan dit val nie, niemand nie. Ek mis oupa se stem so, dit maak fisies seer. Daardie diep bekende Melissa Lee, as oupa bel of skielik by die voordeur staan. Kom ons my oupa kos toe, my kind. Ek het partykeer gesing oupa, partykeer was ek moeg of besig. Vandag sal ek alles los en weer na die woorde hoor. Ek sal kombuis toe hardloop en ek sal die grootste pot kos maak wat ek kon. Ek mis die
buite. Donkie staan roos smoking. Oupa's hele gezicht het opgehaal en die hoofd is saam om uitdag geword het. Vir oupa was ek altyd die klein dochter wat die roomhuis verdien. Oupa het van 'n 5 roomhuis 'n koninklike fees gemaak. 'n herinnering wat ek met goud sou rol as ek kom. Nou ry ek karretjie verby en ek staan net daar, stoelsie alleen, met trane wat oor my wange loop, want daar is niemand meer wat my red nie. En oupa het gekrieket in die jare, oupa, wie gaan nou vir ons kom? Die son wat staan en oupa met daai bal in oupa se hand. Die spesiale bol van oupa. Ons het dit nooit regtig geleer nie, maar oupa het ons altyd elke keer uitgevang daarmee. Daar staan oupa met die bal, met haar glimlag en sê, sien ek het julle. Ons het geskree gekla oupaatjie, maar ons het dit so gelief. Die jaar voel ek te groot en te leeg sonder oupa se stem wat held skree. Ek sal nooit weer cricket speel sonder om oupa te dink nie. Oupa was ons partij, altyd. Oupa se stories, oupa, wie gaan dit nou vir my vertel? Wie gaan die gaatjies in my geskiedenis invul? Wie gaan my herinner aan waar ek vandaan kom? Oupa se stem het my veilig laat voel. Oupa se raad het my sterk gemaak. Oupa se hand op my skouer het my gesê, ek sien, jy's okay. Wie gaan dit nou doen, oupa? Die huis sal nie meer dieselfde nie, die sondae is gestil. Die kersies sal nog dieselfde wees, en die lees sitplek op die bank, skree oupa se naam. En ek sit hier met 'n lys van goed wat ek nog vir oupa wil sê. 'n Lys wat nou vir altyd onvoltooid gaan bly. Weet jy wat ek sê van sê? Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëind. Ek het die loof gehou. Dit was oupa. Oupa het oupa se wedloop mooi gehardloop. Oupa het ons gewys hoe ek die lewe vol geloof, vol liefde, vol omgee en 'n rus uithaal. Ek is so jammer, oupa, jammer vir elke keer wat ek vir jou halsvat was. Jammer vir elke oproep wat ek gemis het. Jammer dat ek nie meer tyd gekry het. Jammer ek het nie nog eendag gesê ek is lief vir oupa, terwyl oupa my in die oë gekyk het. Jammer ek het nie nog eendag oupa se grove werkhande in myne kon vashou. Daardie hande het so hard gewerk, so liefdevol gebol, so sakronis aangegee. Maar ek is so dankbaar, oupa. So onbeskryflik dankbaar dat ek oupa my oupa kon noem. Dankbaar vir elke les, elke lag, elke McDonald's, elke roomhuisie, elke boodskap, elke cricketwedstryd in die jaar. Dankbaar dat God my oupa vir my geleen het, al was dit nie lank genoeg nie. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen meer dood wees nie, geen rou, geen huil of geen pyn. Ek hou vas daaraan, oupa, dat oupa nou geen meer pyn het, dat ek oupa weer kan sien, dat eendag vir nuwe aarde oupa weer vir my gaan word in die jaar. En hierdie keer kom ek oupa se bal reg in die jaar geslaan, net om oupa te hoor lag. Ek is verskriklik lief vir oupa, meer as wat die stikkende woorde kan sê. Meer as wat die trane kan wys, en ek gaan oupa elke enkele dag mis, met elke roomhuiskou, met elke stilvoet, met elke kriekebal op die pijl, met elke sondag wat aanbreek. Tot my eie dag kom en ek oupa weer kan sien. Slaap sal my help, my oupa, my sal my leer, my alles. Dankie dat ek oupa se klein dochter kon wees, in hierdie lewe. Ek sal oupa se naam met trots dra tot my laaste asem. Totsiens is nie vir altyd nie, dis net te sien oupa laat, vir altyd en altyd. Lief jou, jou Lizzie Koek. Papa, kan nie glo dat dit weer nie. Papa was nie vir oupa nie. Hy was my vriend, my rolmodel. Iemand wat altyd daar was vir my. Ek was die klein en die meeste. Die geselsiestyp die vlak, die tyd wat ons saam geklim het. En net om te weet dat oupa daar was vir my as ek iets nodig gehad het. Dit maak so net om steeds te sê, want daar was te veel herinnering wat ek vir altyd gekoester. Oupa het 'n plek in my hart wat niemand ooit kan vul nie. Alles ek kom nie hier by ons nie. Sal jou liefde, jou lesse en jou
dieselfde nie. Ek mis op die tye wat ons saam gehad het. Die skel in mekaar bly, toe ek nog nie my lisensie gehad het, as papa en mamma nee sê. Die krieket wat ons gespeel het, die lag wat ons saam gedeel het, die dae van die oupa met my raas, omdat ek die gras verkeerd sny, die dae wat oupa met die honde beklei, omdat hulle nie op die ruime plek goedjies doen nie. Ek weet dat ek kan net nog eentjie so met oupa sit en gesels. Dankie vir al die herinneringe en alles wat ek op my geleer het. Ek sal dit vir altyd saam met my dra. Mis op baie, en sal ek nooit vergeet nie. Dis vir op baie. Vir my oupa, ons rots en ons trots. Oupa, vandag groet ons jou met trane in ons oë, maar met dankbaarheid in ons harte vir alles wat jy vir ons was. Jou wysheid, liefde en sagte hart sal altyd deel van ons lewens bly. Al is jou stoel nou leeg, sal jou herinneringe altyd by ons sit. Rus sag, oupa, in vrede en in lig. Ons sal jou nooit vergeet nie. Vir altyd gelief, vir altyd gemis van jou kleins en koos. En dan wil ek weer die bedankings doen namens die Van Heerden familie. Net vir elkeen sê, dankie dat julle hier is. So ja, namens die Van Heerden familie wil ons opregte dank uitreik aan almal wat ons gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun het. Baie dankie aan die NG Kerk se Oos gemeente vir die gebruik van hul fasiliteite en verversings asook aan diens asook aan Donnie die Jong vir die troostvolle boodskap. Dankie aan Afkop vir hul professionele hulp en ondersteuning. Ons Charney Slagger vir die gedenksuitnodiging en pragtige skyfie vertoning en aan René Voetser vir die hulp met die verversing, asook Celine Burger met die blomme. En dan wil ons weer dankie sê vir Hydra Aap vir julle ondersteuning dat julle ook hier is vandag. Aan al ons familie en vriende wat vandag saam met ons geliefde man, pa en oupa herdenk. Dankie vir jou liefde, gebede en ondersteuning. Indien ons iemand per ongeluk uitgelaat het, weet asseblief dat ons opreg dankbaar is vir elke gebaar en omgee. Vandag eer ons 'n ware kryger, geliefde genoot, pa, oupa en vriend. Mag ons sy nalatenskap uitleef, deur mekaar lief te hê, te waardeer en as familie saam te staan. Kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers een gesind saam woon. Psalm 133 vers 1. Rus sag, oupa, jy sal altyd vir altyd in ons harte voorleef. Dankie julle. Die familie het ook gevra dat hulle laaste huldeblyk kan Johan wil doen om kersies op te steek. So ek wil graag die naaste familie uitnooi om hier rondom die tafel te kom staan. Dan gaan ek vir ons die begrafnisformulier voorlees. En dan as die naaste familie klaar kersies aangesteek het, wil ons elkeen van julle ook uitnooi om so saam 'n kersie te kom aansteek in die herinnering van oom Johan en dat sy herinneringe in ons harte sal brand, maar dat sy aardse lewe hier verby is, maar 'n ewige lewe saam met Christus het.
Johannes George van Heerden is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop meer het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons harte. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, aan ons lewe leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ander vriende en familie is ook welkom om 'n kersie te kom aansteek. Is daar nog iemand wat 'n kersie wil kom aansteek?
mag ek en jy met die sekerheid leef dat ons vir Christus ken. En daarom kan ons ook dan sê dat die dood vir ons 'n wins is. Die Here groet elkeen van julle. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons kan ons laaste lied saam luister. En dan kan julle uitstap soos wat dit julle goed pas. En dan die familie nooi elkeen van julle om ook verder saam met ons om Johan se lewe te kom vier, deur om saam in die saal tee en ietsie te kom geniet. Jy kan daai die groot boom het geval speel van Blok van Blerk.
kom ons gee die gesin of die familie kans om uit te loop en dan kan ons hulle ontmoet in die saal en lekker saam met hulle kuier. Sorry? Ja, dit is iemand doen. Daai is iemand anders gedaan. Ja, nee, doen glad nie. Ons loop die hele paar, maar ja. Skielik. Ek dink hierdie was die wêreldoorlog gewees wat ons gewees. Ja, maar dit is baie vol, baie goed met julle. Ja, nee, dat is nie wat so maar. Paar ons